Halleluja. Father, daar is niks in die hele wêreld. Nothing satisfies your presence. Nergens anders maak die lewe sin, nergens anders maak ons vreugde en ons vrede nie, as in U teenwoordigheid. Dankie Vader vir U van vandag. Dankie dat U saam met ons is, dat ons reeds die tasbare teenwoordigheid kan voel. Vader, ek bid dat U vandag sy diens sal sien. Here, ek staan onder U salwing. Ek bid dat U my woorde sal sien. Ek bid dat U elkeen se oë en geestelike ore sal oopmaak. Vader, vir 'n revelation, vir net elkeen se gees sal prosper. Vader, doen met hierdie diens en hierdie woord wat U wil. Dan wil die woord nooit ledig terugkeer. But it will accomplish that which you sent it forth to do. Vader, ons berei ons harte vir ons verwag en verander en transformeer. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie welkom aan julle almal. Waar is almal rugby gekyk op strand? Tot laat. Ek en my man wat die grootste Springbok supporters is, het nie eers die tweede helfte gekyk. Ons wil nie kyk nie, moenie vir ons sê wie gewen nie, moenie vir ons sê wat gebeur het nie. Ja, vir die kort ons kyk het op. Okay? Maar ons so probeer met verkom. So aan die van julle wat inluister vanoggend met julle bietjie laat rugby gekyk gestraat, ons mis julle. Baie welkom en dankie vir die van julle wat hier is. Dis heerlik om julle almal te sien en 'n paar die wat gesit het. Yes. Okay, soos wat hierdie preke gewees het, wat net so 'n bietjie daar. Jy moet in die gesig kan kyk. Vandag se woord is al 'n paar weke besig om in my gees te maal. En ek het geweet dit is 'n woord wat Here wil hê ek bring. En hoe nader dit aan vandag kom, hoe meer het sekere legkaartstukke in mekaar geval. En sekere dinge op my pad gekom wat net gebou het aan hierdie woord. Die eerste ene, ons word almal beïnvloed deur sosiale media. As 'n video wat ek nou op Instagram gekyk het. Dis klein met nog 'n bietjie upsetting, maar ek dink daar's baie waarheid in dit. En dan as ek nou net vir kom share ek dit met julle. Lief, kan jy net nog vir my klein druk daar? Okay, skat. Dis iets wat my bietjie wakker is. Lucifer is not the only prince of Ja, hell. ek weet nie hoe kan ek What's even more terrifying, Lucifer might not even be the most fearsome of them all. According to the lesser key of Solomon. There are 7 princes who rule the underworld, each commanding countless legions of demons. One of them is Mammon, the prince of greed, wealth, and injustice. Mammon is said to be a fallen angel, the embodiment of humanity's endless hunger for power and money. He tempts souls to betray their morals, to trade truth for gold, and to worship wealth instead of God. In the Bible, Jesus warned, no one can serve both God and Mammon. But what makes Mammon truly dangerous is his ability to take any form and wander the earth, seeking those whose hearts are already darkened by desire. So if someone near you begins to change, to crave power, to chase riches at any cost, be careful, for you may be standing closer to Mammon than you think. What if I told you that Lucifer... Maar saai dit, as ek nou nog mag lees oor dit, en ek weet dit is my opinie, dis waar ek is op die oomblik, is dat ek voel ons is regtig reeds in die groot verdrukking. Groot verdrukking moet reeds gebeur. En dinge gaan nie makliker raak nie. En ons as die bruid van Christus moet vrygemaak word en moet leer to renew our minds volgens Romeine 12, om vrygemaak te word van die wêreldse system wat mammon en God of as en geld aanbid en volg. Dit beteken ons nie geld en voorsiening nodig nie, maar as ons dit gaan doen op die wêreldse manier en as ons nie gaan verstaan dat die woord vir ons sê nie, gaan ons vasgehou word aan mammon. You end up serving mammon. Saam met dit, is 'n profetiese woord so omtrent 'n week en 'n half gerelease. En as jy nie omtrent, ek wil nie teen julle moet julle oor toemaak en net ek wil hierdie nie met in julle gees insink. Die woord is ek bring jou uit. Ek het hier gesê ek bring jou uit. Ek bring jou uit wanhoop, jou geswoeg en jou eie krag. Ek bring jou uit die hongersnood van die woestyn in 'n plek van oorvloed. Ek bring jou van die plek genaamd las, na die plek genaamd oorvloed. Ek het jou getoets, totdat jy aan die einde van
nou omdat jy getrou was met my, sal ek jou bring in baie. Mattheus 25 vers 23. Ek het die Here oor praat oor die seisoen waarin ons is. Ek het die Here oor sê, ek bring jy in 'n seisoen genaamd skeiding. In hierdie seisoen sal ek die wat hulle oë op my hou en op my doel gefokus het, aan die een kant stel, en die wat hulle oë op hulle eie gewin en begeertes gerig het, aan die ander kant. Die skeiding gaan al hoe duideliker en al hoe meer gedefinieer word, soos die wat mammon en ander gode aanbid ontbloot word, sal julle verhoog word as my ware dienaars. Al is julle min, is julle magtig, want ek, die Here, is in julle midde, van die 3 vers 17. Die Here het begin om duidelike instruksies te gee vir wat ons moet doen. Druk in, press in, en soek my aangesig soos nooit tevore nie. Ontmoet my in die geheime plek, in 'n secret place, want hier is jou lewe. Ek is the great I am, is jou lewe. Hier smelt die sorge van die wêreld weg en word jy een saam met my en ek met jou bewusheid. Die wingerdstok en die leer en die lote. Hier sal jou krag opstaan. Hier lê jou lewe, hier lê jou krag. Ek is, I am, is jou alles. Jou al in al. Net ek. Niks of niemand van hierdie tyd. Laat niks of niemand jou van hierdie tyd aflei nie. Laat niks belangriker wees as hierdie tyd van afsondering saam met my nie. Johannes 15 vers 5. Hierdie tyd van afsondering is saam met my is so belangrik, want dit is hierdie tyd waar ek jou perspektief gaan verander om in lyn te kom met my goddelike perspektief. Ek bring jou uit valse beperkende denke, dan limiting belief system. Is daar iets wat ek nie kan doen nie? Mattheus 19 vers 26. Ek bring jou uit wanhoop, selfvertroue en vreesagtigheid. Het ek jou nie reeds in my liggaam geplaas en jou regverdig genoem nie? Ek bring jou uit vrees uit en uit verwarring en die taktiek van die vyand wat dalk gemik was om jou te verslind, te ontmoedig, om jou krag te steel en jou van jou broers en susters te verdeel. Johannes 10 vers 10. Ek bring jou uit en verlos jou van elke behoefte, elke tekort, elke gedagte van wanhoop of gebrek, van twyfel of 'n begeerte om op te gee. Eksodus 12 vers 51. En hierdie seisoen sal jy sien dat die stryd nooit joune was nie, maar dat ek die stryd namens jou voer, om jou te red, te verlos en jou na 'n hoër plek te bring. Moenie links of regs kyk nie, maar hou jou oë vas op my, gefokus soos 'n vuursteen as flint. Staan stil in geloof en onthou alles wat ek gedoen het om jou tot op hierdie oomblik te bring. Jou vyande sal kyk en sien dat ek alleen was as jou uitgeneem het. Amen. So saam met dit, en net die absolute dringendheid, dat ons nodig het om vry te kom van hoe die wêreld en hoe die wêreld kyk na goed, maar saam met dit dat God 'n God is van absolute abundance en oorvloed, maar hy gee dit ons op 'n totale ander manier as wat die wêreld doen. So ek hoop vandag is vir julle 'n openbaring soos wat dit vir my was, en ek glo dat as daar enigiets in jou lewe 'n situasie waarin jy na kyk wat omgedraai moet word, dit nie te turn around, dat hierdie ene is wat dit gaan doen. Die titel is When Heaven Hears Your Words, Releasing Angels and Power and Provision Through the Confession of God's Word. Die eerste ding wat ek voor ons ingaan, wat ek moet verduidelik en waar ons moet wegskryf, is om te verstaan dat dit nie net 'n theorie nie, dit is nie net 'n religious ding wat ons doen in die kerk se hande klap of so iets nie. Dit is 'n geestelike wet. En party mense bid jare lank sonder enige leerkrag, terwyl ander in oorvloed lewe. Hoekom werk dit vir party mense en vir party mense werk dit nie? Die verskil lê nie dat God liewer is vir een persoon of vir 'n ander persoon nie. Die verskil lê in dis 'n openbaring, dat dit gesnap het, dis 'n rema woord en dat dit begin toepas. Okay, so nou reg, ek wil julle seatbelts aan. Okay. So die eerste ding waar ons wegspring is the law of confession. Wat ons moet establish en verstaan is dis 'n wet. Ons kyk, as julle julle Bybel saam met julle het, hardloop saam deur. Anders sal ons hierdie vers op. En ek het Afrikaans en Engels gedoen.
Dries, is jy trots op my? Die van julle wat sê, verstaan nie die Engelse woord nie, so ons het dit in die heavenly language ook vertaal. Okay, so, Mattheus 12 vers 33. Make a tree good and its fruit will be good. Make a tree bad and the fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full. A good man brings good things out of the good stored in him. And an evil man brings evil things out of the evil that's stored up in him. But I tell you that everyone will give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words will you be acquitted, and by your words you will be condemned. Afrikaans sê nie so mooi nie, maar wat ek wel gaan nou is die eindbaas sê, wat ons almal in alledaagse spreektaal sê, by die hart van vonnis loop die mond van woord. Maar die Engels breek ons my bietjie meer oop. Die eerste ding wat ons sien is dat God praat van die saad, van 'n boom in jou lewe. Wat begin as 'n saad. So, wat het ons in ons lewe vandag? Wat is saad? Wat is vrugte wat ons vandag in ons lewe? As gevolg van wat is saad wat ons gesaai het? Jare terug. Dinge wat jy op 'n daaglikse basis sê. Ek glo jy wat jy sê, by your words will you be acquitted and by your words will you be condemned on the day of judgment. Dis nie net aan die einde van die wêreld nie. Wanneer Jesus kom om ons judgment, in the great grand judgment. Jy spreek judgment in dood oor jou eie lewe. You speak judgment over your own life, gebaseer op wat jy sê. Ek glo dat die vyand met te lank die wêreldse stelsel ons gekondisioneer. En dis 'n klomp van hierdie mysteries van hoe dit regtig werk in goddelike stelsel. Is dit te lank ons weggekry, ons weggesteek. Ons is gekondisioneer om soos die wêreld dinge te doen, om volgens die wêreldse stelsel te operate. Ons het gewys wat lees in Hebreërs 1. Hebreërs 1 vers 1. God at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets. In these last days he's spoken to us by his Son, whom he appointed as heir of all things, through whom he also made the worlds, all who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the power of his word. Ek het hom hier in Afrikaans gedoen. Die wêreld geskep het en het hom erfgenaam gemaak. Hy kom dra die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge in stand deur sy magswoord. Die eerste ding wat my uitgestaan het en wat ek julle op vandag highlight het is appointed heir of all things. Die Charles B. Williams translation sê Jesus Christ was appointed lawful owner, wettige eienaar van alle dinge. Nou, moet dit ons excited maak. As I say, he's appointed heir of all things, because we are joint heirs in Christ. We are seated in heavenly places. Everything that's good, that's Father's is ours. Alles wat in Jesus ons het is ja en amen vir ons. So, heir of all things, ons het die volmag van al die aardse hulpbronne, alles wat ons nodig het, is in Jesus, is tot ons beskikbaar. Ons sien ook daar waar hy sê, die einde, by the word of his power. Hy sê nie the power of his word nie, the word of his power. God reguleer alles wat in ons lewe is. Hy het net 'n woord gespreek. Hy sê in Genesis 1 vers 1, laat daar lig wees. En wat gebeur? Daar is lig, wat hy gespreek. En wetenskaplikes sê vir ons vandag nog, dat the universe is expanding. Die kosmos is nog steeds besig om te expand en groter te word.
resultaat van dit gaan A, B of C wees. Dit werk elke keer dieselfde, soos swaartekragwet, né? Dit is voorspelbaar, ons weet wat gaan gebeur. Isaac Newton het swaartekrag doen, hy sê, wanneer jy 'n item kan val, afhangend van hoe swaar daai ding is, gaan hy teen 'n sekere tempo, gaan hy aarde val. Dis swaartekragwet. Ons weet, dit werk elke keer, ons weet dit gaan werk. Maar wat ons moet besef, is dat daar's natuurlike wette en daar's geestelike wette. En die geestelike wette is hoër en hoër gesag as natuurlike wette. Natuurlike aardse wette is ondergeskik aan die geestelike wette. Hoe sien jy so? Hoe verstaan jy dit? Ek stel julle vraag. Kom ons kyk weer in Matteus. Die disciples kom na Jesus toe en hulle sê, "Why do you speak in parables?" Ons praat in gelykenisse. Kom is dit nie duidelik wat jy sê nie? And he replied, "Because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you and not to them." The secrets of the kingdom of heaven has been given to you, my kinders, nie vir die res van die wêreld nie. Dis nie vir almal beskore nie. Wat is 'n parable? 'n Parable of gelykenis is 'n hidden truth. Dis iets wat jy moet gaan ontdek, dis iets wat jy moet snap. Ons sien in Lukas 5, terwyl Jesus vir sy disippels probeer om the law of sowing and reaping en increase te probeer verduidelik. Kom ons in Lukas 5, Jesus staan op die berg en hy is besig om hulle almal te leer, nie die bergpredikasie. Net daarna gaan Jesus af van die berg af en hy sê vir Simon Petrus, vat jou gooi jou net aan die ander kant. Hy het nou net oor increase gepraat en prosperity. Sê vir Simon Petrus, vat jou net en gooi hom aan die ander kant. Simon Petrus is 'n visserman van kindsbeen af. Sy pa het bote besit, hy vandat hy kan loop het hy vis gevang en hy begin vir Jesus al die redes te vertel hoekom dit nie gaan werk nie. Wat is die natuurlike wette? Here, op hierdie tyd van die dag, mens vang nie hier op die see van Galilea vis nie. Dit gebeur nie, jy vang in die aand vis. Nommer 2, die visse gaan die net sien en die visse gaan wegswem. Ons het al die hele aand gesoek gestudeer, en ons het nie die aand gevang nie, wanneer daar vis moet wees, dit gaan nie werk. Maar wat sê hy? At your word, op u woord, u gespreek het, sal ek het doen. En wat gebeur? Hy vang soveel visse, dat die nette begin sneer. Dat hulle sal alle maaies moet roep en sê, bring, kom help. Petrus was verbaas. Was Jesus verbaas? Hoekom was Jesus nie verbaas nie? Want hy weet, hy is besig om te spreek, hy het geestelike wet, hy het wet uitgespreek van gooi, hy het die woord gepraat, en die natuurlike moet buig vir die geestelike. Ja. Spreuke 18 vers 21 sê, death and life are in the power of the devil. Die lewe en dood is in die mag van die duiwel. Is dit wat hy sê? Is dit wat hy sê? Lees mooi, wat sê hy? Lewe en dood is in die mag van? Tom. Van die tong, nie van die duiwel nie. So, 'n boom word aan sy vrug geken. Watter vrugte draai jy in jou lewe? Wat het jy gespreek, dat jy vandag die vrug nie dra? Watter vrug wil jy môre hê? Watter boom moet in jou lewe wees? Watter vrug is jy saam as jy besig om vandag te saai? Jy kan lewe spreek, of jy kan dood spreek. Jy kan oorvloed spreek, of jy kan lek spreek. Confession is a law. Jesus het gepraat met bome, hy het gepraat met trooies, hy het gepraat met 'n berg, hy het daar goed gepraat, want hy besef die natuurlike is subject to the spiritual. Hy het nie gesê, bid vir die berg nie, hy het gesê, spreek op hierdie berg. Ons sien hy kom by die fig tree in Markus 11. Markus 11, kom Jesus by die vyeboom. En hy sien die vyeboom met baie blare, maar daar's geen vrug nie. Ons seker soos water in ons lewens, nee, ons het
blaar en ons blyk baie mooi van die buitekant af. Maar daar is niks vrug nie. En Jesus kyk na die vyeboom en hy sê, daar's nog niemand gaan ooit weer van jou eet nie. En die woord sê, his disciples heard him. Hulle het nie gesê dat overheard him, die disciples het het gehoor. Dit beteken Jesus moes dit fisies hardop uitgespreek het. En dis 'n patroon wat daar die secret, die geheimenisse vir jou en vir my, om daai saad wat jy in jou lewe wil hê, toe te pas. Okay, so ons het nou gepraat van spiritual laws en natural laws. Okay. So dat is Mark gesê, waar hy praat in hy vers 55. Kom ons gaan 'n paar verse af, vers 22. Sy disippels kom die volgende dag en hulle is absoluut verbaas want hulle sien, wow, wat ek gespreek het waar geword. Hierdie boom is verdor. Jesus weer eens is nie verbaas nie, want hy weet dis hierdie goed, dis hoe die wet werk. En hy sê vir hulle, have faith in God. I truly tell you, if anyone says to this mountain, throw yourself into the sea and does not doubt in his heart, but believes in what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you've received it and it will be yours. In Afrikaans vers 22, elkeen wat vir hierdie werk sê, hef jou op en gooi jouself in die see. So jou woord het koninkryk gesag. Hou op vra vir geld. Hou op vra vir voorsiening. Wanneer jy na 'n situasie kyk, jy face 'n situasie of dit 'n man is wat nie die Here wil aanbid nie, of dit 'n wyle kind is, 'n rebelse kind, of jy finansies het wat nie deurkom nie, en jy sê, Here, ek het U nodig. Jesus sê, kyk na daai situasie en praat met daai situasie en sê wat jy wil hê en sê, spreek my woord oor daai situasie. Dis 'n koninkryk beginsel. Hou op bid daaroor. Ons kan slapelose nagte hê, ons kan stres, ons kan ons vriende bel en met almal praat daaroor. Maar totdat ek nou op die punt kom waar ons gaan besef, ek moet hierdie ding praat. Ek het die geestelike autoriteit en die natuurlike moet buig voor die spiritual authority. Praat, jy spreek woord, jy praat met hemelse gesag. Dis 'n creation power, dieselfde krag wat Jesus gebruik het om in Genesis 1:1 toe hy gesê, laat daar lig wees. Die voorstel is daai selfde krag wat in jou en my opereer, om na hierdie situasie te kyk en sê, ek praat met jou, nie uit my gesag uit as myself nie, maar met die gesag van die hele hemel, van die koninkryk van die hemel, is hier agter my, en dit sal gebeur. Dit is wat jy moet gebeur, wat ek jou vertel om te doen. Ja. En die natuurlike voel het op. Dit voel absoluut crazy om dit te doen. Want jy kyk na die situasie, jy kyk na jou beursie, en jou beursie is net leeg. Of jy kyk na jou bankbalans en al wat jy sien is nulle. Jou mag wees, en die natuurlike, maar in die gees release jy zero, jy release voorsiening. Jou beursie mag leeg wees, want jy vul dit met jou confession, met jou woord, en jy hou aan, want wanneer jy praat, is jy besig om 'n geestelike autoriteit in motion te stel. Dinge begin beweeg in die geestelike realm. Dit is ag, woorde is nie woorde man. Ek het dit al gedoen, dit het niks vir my gewerk nie. Okay, the natural world responds to spiritual authority. Jou geld is deel van die natural world. Jou voorsiening is deel van die natuurlike wêreld. Jou situasie wat jy face is the natural world en dit reageer, dit respond op geestelike autoriteit. Johannes 6 vers 63. Dis nie net woorde wat jy praat nie. Lees wat Jesus sê vir sy disippels. Hy sê, the Spirit alone gives eternal life. Human effort alone accomplishes nothing. Wat ek en jy in ons eie krag probeer, het geen resultate nie. Maar hoor wat hy sê, the words I have spoken to you are spirit and life. Woorde het krag en woorde is gees. Jy sê, maar hoe kan jy sê woorde is gees? Hoekom? Hoe baie van julle het, iemand het al iets vir jou gesê, woorde oor jou gespreek. Yes, en dit het in jou gees gaan hê, nee? En
en jy hou aan, dit is raak as 'n refrein in jou kop. En sê jy my woorde is nie woorde. Jesus sê my woord is lewe en dit is oorvloed, it's spirit and it's life. Kom van die Gees en die gee lewe. Wat ek vir julle wil verduidelik en wat ek wil duidelik maak is, wanneer ons praat en wanneer ons op 'n plek om ons begin sê, ons command increase en ons command voorsiening in ons lewe, is jy nie besig om God te voorsien, om te command nie, okay? Wat jy besig is om te doen, is jy is besig om sy voorsiening te command, want hy sê, ek het reeds al die goed onder jou autoriteit geplaas. Jy is besig om die voorsiening te command, wat hy vir jou reeds gegee het, wat in die hemel reeds bestaan, is jy nou besig om af te bring en te command aarde toe. Filippense 4 vers 19 sê, my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sy rykdom, dit bestaan reeds, dit is reeds in die geestelike realm. Al wat ek en jy moet doen, is om te leer dat die woorde wat ons praat, is 'n sleutel wat daarin gaan insluit. Die voorsiening bestaan reeds in die geestelike. Dit kom nie deur te smeek nie, maar deur geloof en belydenis. Ek is nie besig om God te beveel nie. Ek is besig om sy voorraad, dit wat hy reeds vir my tot my beskikking gestel het, is ek besig om te command wat hy dit onder my autoriteit gestel. Ek weer eens ons kop uit die pad uitkry. En dit voel weer, dit gaan teen elke greintjie van ons moderne menslike thinking human being. Sê maar, praat en niks te doen. Woorde gaan uit en jammer voet is dit vir my dood te maak. Of ek praat soveel dood in ons lewe. Faith doesn't deny reality. It creates a higher one. Die feit dat ons hierdie goed gaan sê, dat jy gaan woord spreek, dat jy gaan lewe spreek oor 'n situasie, oor bene wat dood is, beteken nie jy is besig om in la land te lewe nie. Beteken nie, hulle moet jou nou groen jakkies ergens opsluit. Dit is die realiteit. Dit is hoe dit lyk in die natuurlike. Maar jou geloof is besig om 'n hoër realiteit, wat eintlik meer reël is, te sê. Kom ons lees wat in Jakobus 3 vers 3 tot 5 sê. Jakobus sê, indeed we put bits in horses' mouths, that they might obey us, and we turn their whole body. Look also at ships, although they are large and they are driven by very fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. We put bits in horses' mouths that they may obey us. Hoeveel meer met die situasies rondom ons nie obey as ons God se woord praat. Maar Jakobus sê, jou tong is soos 'n roer van 'n skip, wat jou hele lewe beheer. Selfs teen die karre, selfs stroom op. Is jou tong besig om jou lewe te rig in 'n sekere rigting. Maar nou kan ek en jy nie, ons kan nie die woord stuur na oorvloed toe. Okay, Here, ek is besig, ek werk hard vir my geld en ek is besig om investments te maak. Ek stuur my boot na oorvloed toe. Maar my tong, my roer, is besig om my nou kapot te lei. Nee, ek gaan nie hierdie maand kan maak nie. Ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek gaan nie uitkom nie. Ek is piekie in my piekie in. Ek is besig om dood te praat. Dit help nie jy so goed sweet nie. Want die unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain. Jy kan werk wat soms opkom, soms ondergaan. Jy is gebonde aan die wêreldse manier van dinge doen. Wat ek hier toe my geliefdes in hulle slaap. Begin dissiplineer. Wanneer jy gedagte het van tekort wat in jou lewe opkom, en jy kyk na die realiteit van die situasie en jy wil confess, of ek gaan nie uitkom met die maand nie, ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek is in die moeilikheid. Ek is platsak. Jy gaan nie dit sê nie. Jy moet jou tong begin dissiplineer om te sê, ek
begin voel hoe salwing in jou liggaam en jou siel begin opstaan. Jou situasie kan niks verander nie. Dit lyk nog alles presies dieselfde in die natuurlike. Maar jy gaan 'n salwing en 'n geestelike vryspraak in jou lewe begin voel. Want jy is besig om lewe in jou situasie te dra. Hoe meer jy dit begin sê, hoe meer gaan jy dit begin glo. Hoe meer jy dit begin glo, hoe meer gaan jy dit begin sien. Amen. Amen. Money listens better than people. Jou geld, jou voorsiening, luister beter as jou kinders, of jou man. Ek gaan nie teepraat nie, ek gaan nie met jou kan redeneer nie, ek gaan nie vir jou kan argumente gee hoekom nie. As 'n man of vrou van geloof praat, is dit die gees, die wet van die gees, is dit begin dit in werking gee. En geld moet luister, voorsiening moet luister, situasies moet luister. Deuteronomium 8 vers 18. Ek sê ek die Afrikaans vir julle. Nee. Deuteronomium 8 vers 18 sê, remember the Lord your God. It is He who gives you the ability to produce wealth. And He confirms it with His covenant. Luister, hy gee jou die vermoë om ryk te word. En hy is in 'n covenant met God. Hy wil hê jy moet prosper. Hy wil hê jy moet meer as genoeg hê. Which He swore with you to your ancestors as it is today. Dit is die Here jou God vir die Afrikaans, wat jou die krag gee om rykdom te verwerf. Maar ek weet nie regtig of die Here wil hê ek moet ryk wees nie. Sê nou dit gaan my trots maak en ek is nie reg sê nee, God sê dis my covenant met jou. Jy's my kind. My covenant met jou is dat ek is 'n God van meer as genoeg. Ek sit met die riches, the cattle on 1,000 hills belong to me. Sê die woord. Natuurlik wil hy, jy moet in ryk wees. Jy en jou kinders moet almekaar met tweedehands klere rondloop en waar die volgende maaltyd kan kom. Hy is 'n goeie God. En hy wil net goed vir jou hê. Die eie rykdom. Ons moet net leer om dit te aanlak. Die woord ability, die vermoë om rykdom te verdien, kom van die Hebreëse woord koach. Ons is bekend met die woord roach, die Hebreëse woord wat beteken? Gees. So dit afgaan. Gees van God. Een het die verskil. Dis koach, hierdie is koach. Dis 'n bonatuurlike vermoë, bonatuurlike talent, grace en favour om rykdom te kry. Wanneer jy die woord van God oor die situasie spreek, maak jy dan koach, dan bonatuurlike situasie los, die bonatuurlike vermoë los om die situasie te verander. Increase doesn't come through effort, it comes through expression. Daai increase kom nie deur al hoe harder te werk en langer ure in te sit. Dit kom as gevolg van God se goedheid en sy favour en sy mercy op jou lewe. Wat vir jou daardie draak beteken. Bonatuurlike vermoë om rykdom te behaal. Wanneer jy die woord spreek, uit die bonatuurlike krag. En as ek en jy nie kan leer dat as ons so baie met ons geld kan dra, met die voorsiening wat daar is, as ons kan leer om so baie met dit te praat, as wat ons kla oor ons geld of ons situasie, sal ons totaal ander lewe hê. Jy mag dalk trou gewees het in jou tiendes, getrou gewees het in jou offerhande, maar jy was sorgeloos met jou woorde. En gekanselleer wat jy gesê het. Help nie net jou tiende in jou offerhande gebring, want jou woorde kanselleer jou oes nie. Gaan jou tong dissiplineer om met lewe en oorvloed te spreek. Elke oggend weer te verklaar. Dankie Here dat die voorsiening na my toe kom. Dankie vir bonatuurlike guns en onverwagte toename. Oorvloed kom nie met jou as gevolg van effort nie. Dit kom deur woorde. En daai woorde is geloof wat jy hardop verklaar. Jy moet met jou geld praat. Jy moet met jou situasie praat sodat dit begin beweeg. Okay, so ek het hier 'n declaration. Ek wil lees julle van die agterkant kan sien dat julle dit hardop saam met my moet lees. Hierdie is ek het dit vir julle elkeen sit dit in jou Bybel. Daar's 4 declarations. Ons gaan nou hardop lees en ek wil julle moet huis toe gaan.
Go forth and bring what belongs to me. Amen. Bring wat aan my behoort. Yes. Leefwerk. Ons het baie van die goeders al gedoen in ons lewe. Ons het geneem het en geklein het. En jy voel, jy begin die eerste stap te stap. Jy begin voel jou geloof van groei. Maar nou het ek dit vir 2 dae gedoen en nou is dit gebeur. Ag nee, nie werk nie. Jy gaan terug soos 'n vark na sy braaksel toe, 'n hond na sy braaksel toe. Jy gaan terug na jou ou way of doing things. In plaas van aanhou, consistency is the only currency. Jy kan dit nie net een keer doen en dink dit gaan werk nie. Okay, so nommer 1, aanhou om God se woord oor die situasie te bely. Al lyk dit in die natuurlike niks het verander nie. Want hier is 'n ander sleutel wat ons nooit reg oor teaching gelees nie. Die belangrikheid van praise, lofprysing en aanbidding. So jou geloof is die eerste stap. Jou geloof lê die fondasie. Jou woorde bevestig dit. Sit goeders in motion. En dan is die volgende stap lofprysing en aanbidding. Dit is hoe jy oorvloed in jou lewe skep en hoe jy verander in elke situasie wat jy face. Dis wat jy kry. Nie deur te bedel nie, nie deur te huil nie, nie deur te kla oor hierdie situasie of bekommerd te wees nie, maar deur God se woord en lof daaroor te verklaar en dan oor te gaan in lofprysing en aanbidding. Faith is the foundation, but praise is the seal. Hy seal wat woorde wat uit jou mond uitgegaan het. The moment that you release faith through your words, heaven hears it. Die hele hemel staan op aandag en hoor jou woorde wat jy gepraat het. Nou gaan jy oor lofprysing en aanbidding en dit het nog nie gemanifesteer nie, maar in die geestelike realm het dit reeds gemanifesteer. And now it's heaven touching earth en jy begin dankie sê. Jy begin God groot te maak vir die deurbraak, vir dit wat hy reeds gedoen het in die hemel. Jy wag net vir die manifestasie hier op aarde. En dan begin jy voornatuurlik, faith starts to move. Dan begin hy die aksie kom in die hemel en jy gepraat en jy gesê, ons dink aan Paulus en Silas wat in die tronk is. Hulle rug is opgeslaan, hulle battered and bruised. Hulle is vas, die tronkdeure is toe. Maar die oomblik het hulle begin prys het, dat hulle begin God dankie sê vir sy deurbraak. Dankie vir wat hy gedoen het. Swaar die tronkdeure. En begin 'n miracle happen. 'n wonderwerk vind plaas. Maar ons vergeet om te sê dankie. Ons vergeet en die woord wat in my gees opgekom het is, jy het gebid vir 'n miracle. Jy het gebid vir my hand, jy het gebid vir my voorsiening. Jy is nie vas aan mammon, die aardse nie. Jy aanbid nie mammon, jy is nie afhanklik van hom om jou voorsiening te gee nie. Jou fokus is op my as jou voorsiening. Jy het in geloof begin woord spreek. Sê nou vir my dankie, want dit is reeds gedoen. Dit moet manifesteer op aarde. In die geestelike realm waar ek en jy dinge niks sien gebeur nie, is dinge besig om te gebeur. Now act like it. Sê dankie asof dit reeds gebeur het. Jy kan nie ophou om dankie te sê nie. Hou aan dankie sê totdat die atmosfeer in jou huis op jou werk, waar die situasie moet verander. Hou aan dankie sê. Loof op, prys sy naam. Jy gaan sien hoe transformeer jou praise and worship time. Want nou begin ons in waymaker. Even if I don't see you working, you never stop. Jy begin jou geloof te merge met jou lofprysing en aanbidding. Want andersins is dit net 'n liggaamlike ding en ons voel nie reg wat ons sê nie. Maar nou, merge jou geloof met jou lofprysing en aanbidding. Daar's gravitas, daar's weight behind it. En die atmosfeer begin verander. Manifestasie begin gebeur. Weet ons wat ek sê, nee. Hebreërs 10:23 sê, let us hold on unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. Afrikaans, laat ons tyd vas aan die geloof wat ons bely. Moenie ophou met jou belydenis nie. Jy kan nie ophou na dag 2 of dag 3 wat jy die woord begin confess het en niks gebeur nie. Kan jy nie ophou nie, want hy wat beloof is faithful, hy is getrou, sy woord sal gebeur. Die probleem dat ek en jy hou op confess. Ons hou op, sy woord oor ons situasie bly en ons raak in twyfel en unbelief. Praise prepares your ground for harvest.
Jou lofprysing en aanbidding is besig om jou grond te twil, om te dol, berei jou grond voor vir die harvest. Kyk gou wat sê Psalm 67. May all the people praise you, God. May the people praise you. The land yields its harvest. God, our God, blesses us. Huh? Kyk wat kom eers. First the praise, then the harvest. Jou lofprysing keeps the anointing fresh. Hou daai vloei vas. Jy kan nie ophou, al het die situasie nie verander nie. Jy kan nie ophou om geloof om dankie te sê vir dit wat in die onsigbare realm gebeur nie. Dis nie geloof, lof is nie geraas nie. Dis geloof in aksie. Die duiwel weet nie wat om te doen met 'n man of vrou wat God begin loof en prys in die middel van daai drama, in die middel van jou situasie, in die middel van lek, in die middel van jou tronk soos Paulus en Silas. Die duiwel weet nie wat om met jou te doen as jy hom begin dankie sê vir die deurbraak nie. Jy confuse hom heeltemal. Jy maak sy mond, jy vat sy krag weg. Hou aan dankbaar wees totdat die atmosfeer in jou huis verander. Okay, kom ons doen gou hierdie confession. Is dat like, is die ouens? Ek het uitgestaan, okay. God, lees saam met my, sê ek so ver kan lees. God, I thank you for the spirit of increase. I thank you that my words have created abundance. My praise is sealed. From This day forward, I will never lack in love. I walk in overflow. I live generously and I testify continuously. Yes, amen. Okay, nou is ons by deel 16, vierde deel van hierdie puzzle. Hier, ook kies ek hierdie afval. My self te doen. Okay, die woord sê vir ons dat daar's ministering angels wat wag op jou woord. En Psalm 91 sê, he will command his angels concerning you. So daar's dienende geeste, sê Hebreërs 1 vers 14 sê, are not all angels ministering spirits sent to those who will inherit salvation? Hulle is dienende geeste wat uitgestuur word om die kinders van God te bedien. Dus kom die woord sê, ek gee my engele opdrag en gaan die jou, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal staan nie. Jy sien hulle nie, maar hulle staan. En hoe jy jou engele werk in hierdie, waarvoor wag die engele? Hulle wag vir die woord van God. Woord van God om uit jou mond uit te gaan. Hulle wag. Hulle reageer nie op jammerte nie. Hulle reageer nie op sug nie. Hulle reageer op jou woorde wat uit jou mond uitgekom het. Die oomblik wat jy oorvloed verklaar, begin engele beweeg. Op gesag van jou woord. Die Here is besig om jou opdrag uit te voer en dit te prosesseer. Engele soos ek sê, beweeg nie op jammerte nie. Hulle is die hemelse sisteem. Die koninkryk van die hemel werk kom van opdragte, nie op klagtes nie. Sê dit weer, die koninkryk van die hemel werk op opdragte, nie op klagtes nie. So wanneer jy praat en jy command increase oor jou situasie, jy command jou situasie om te verander. Die woord sê God stuur sy engele uit om jou situasie te begin verander, om namens jou met mense te begin praat, om namens jou deure te begin oopmaak, om situasies in die onsigbare realm te begin verander. Maar nou wat gebeur? Ons maak hierdie confession, engele gaan uit, en hulle begin net, maar nou wat kom uit jou woord, uit jou mond? Ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek is 'n overdraft, ek gaan dit nie kan maak nie. Ek dink nie dit gaan gebeur nie. Nee, jy begin ongeloof praat. Engele is besig om iets te doen. En nou begin hulle stop, want hulle sê, nou confuse jy hulle totaal. Want jy aan die een kant het jy woord gepraat, hulle het hulle opdrag, maar nou begin jy tel en lewe. Jy stop hulle in die middel van hulle werk. En nou begin hulle wag. Wat moet ons doen? Hulle wag vir jou om woord te praat. Moenie jou engele confuse nie. Spreek woord, glo dit, hou aan om dit te confess, want wanneer jy sien nie, hulle is besig om te werk.
En terwyl hulle besig is om te werk, jou danksegging, jou lofprysing, is besig om hulle energie te gee. Is besig om hulle te sê, yes, hy het dit. Okay. Hoor wat hy sê, hoor wat sy geconfess het. Ons het nodig om hulle aanhou aan die werk te sit, aanhou te laat werk. Moenie jou engele confuse deur ongeloof of negatiewe declarations te maak nie. Ons het dan oor gepraat, die angels don't operate by sight, they operate by obedience. Hulle is dienende geeste. As God hulle vorentoe stuur, op grond van jou woord, is hulle aan 'n werk op obedience. Your command is in their hands, and they will deliver it. Hulle is besig om situasies in die onsigbare te verander. Job 22, weer is die lees van my man's favourite versie. Job 22 vers 28 sê, you will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine in your ways. You will declare a thing. You will declare a thing. Ja, And so it will be established for you. come on. Dis nie 'n maybe nie. Dis nie 'n voorstelling, maybe gaan dit wees nie. What you declare, sê die woord, so it will be established for you. Ek en jy moet hierdie ding begin snap, né? Dit is wat God se woord sê. Ons is my woorde is net geraas. Ek het dit nie regtig bedoel nie. Nee, dis elke ding uit die boom word geken as hy saad. Wat is jou saad? Wat 'n woord het uit jou mond uitgekom? Wat 'n declaration het jy gemaak? What you establish, so it will be. Good and bad. Ag, ek is met hierdie simpel man getroud. Ek dink hy gaan nooit kan verander nie. Hy is nou maar so goed gelos, so gemaak en gelaat staan. Jy's nie so dood oor 'n man te praat oor jou huwelik. Dis 'n dom klip man. Jy kan tog niks reg doen. Of selfs oor jouself, né? Ag, dis so stupid. Ek kan nie glo ek het hierdie ding weer doen. Ek is so stupid. Ja, jy kan stupid wees, want jy is besig as jy declare a thing, so it will be to you. Dis iets om dood oor jou lewe te praat. In plaas van om te sê, I'm the anointed of God. Ek is die kop en nie die stert. Dis wat God se woord sê oor my. Elke plek waar ek gaan is, waar my voete raak, sal ek grondgebied aan my behoort. Yes and amen. Dit is wat sy woord sê. Hou op om te declare wat die duiwel wil hê jy moet glo. Hou op om leens te declare. Begin besef dat jou woord het skepingskrag. En soos wat God se woord uitgegaan het in Genesis 1:1, laat daar lig wees, laat daar lig wees, laat daar lig wees. En dit gebeur hou nog tot vandag aan. So gaan jou woorde oor jou lewe, oor jou kinders se lewe, oor jou werksituasie, oor jou finansiële situasie. En wat ek jou wil vandag sê is, besef dat jy engele, jy het 'n hemelse leerskare wat wag op jou en op my om te begin sit, besef wat 'n autoriteit het ons. Dis nie net woorde nie. Cloud of As you decree, witnesses. so it will be. Daai situasie wat vir jou onmoontlik lyk om te verander. Ek weet nie of my man gaan 'n werk kry nie. Hoe is dit? Kyk hoe lyk die ekonomie? Nonsens. Nonsens. God sê, a cattle on a thousand hills belong to you. Ek is die God wat teaches you to prosper. Here, ek confess dit. Ek hou dit aan confess, want u woord is waar en u kan nie jok nie. Wanneer jy oorvloed oor jou lewe spreek, is dit nie net geld nie. Jy roep in favour, jy roep in bonatuurlike kreatiwiteit, jy roep in favour met mense. Favor of God, ja. Ek het 'n testimonie insit en glo my, die Here het eers met my en my man gepraat oor hierdie ding. Ek kan iets vir julle kom preek. En ek pas dit in my eie lewe toe. En glo my, as jy gaan iets preek oor 'n Sondag, daai week voor of daai week na, alle hel braai breek los. Jy word eers getoets vir wat jy preek. So in hierdie week wat verby is, nou hierdie ding is soos ek sê, is al 'n paar weke lank in my gees. En letterlik in hierdie week wat gekom het, asof die duiwel gesê, o ja, jy gaan wat preek? Ja. Wat? Come on, Regtig? come on. Yes, julle. En ons confess nie woord. Ons sê, ons gaan nie in unbelief gaan nie. Ons gaan nie eers begin vrees praat nie. Situasie in die natuurlike lyk onmoontlik. Yes. Ek gaan nou nie in detail gaan nie. Maar teen Woensdag moes ons ergens van uit nêrens uit nie. Moes ons R20,000 gekry het. 20,000. Ek kyk na Karel en Karel kyk na my en sê, blessed be the name of the Lord. Here, ons confess, maar ons bely elkeen van hierdie confessions, né? Dag in en dag uit. Ek Kom, kry in die kar, so ver as ek te kry.
elke wil is by. Dankie Here, U weet van hierdie ding. Engele gaan vorentoe. Ek sit elkeen van hierdie woorde. Ek het dit gekonfess. Nou is dit al Woensdagoggend. Nog niks het gebeur nie. Nog niks. Maar soos wat ek hierdie goed confess, het ek net daai vrede wat alle verstand te bowe gaan oor die woord van God sê. Ek weet nie hoe nie, Here. Dit maak in my natuurlike maak dit nie sin nie, maar dankie Here, daar wil dis by. Ek weet, dankie en ek sê dankie. En soos wat ek dankie sê, begin my geloof groei. En soos wat ek begin loop, is dit asof ek in my gees begin die Here vir my sê, maak nou jou geestelike ore oop. Ek weet die Here gaan ergens loop en dalk 'n cheque van R20,000 op die vloer sê. Van iemand na my toe kom en sê, ek het gevoel die Here wil hê ek moet R20,000. Ja, asseblief. Asseblief. Dis moeilik. My gees was so wyd. Ek sê, ek het geweet die Here gaan voorsien. Strategy. Ek het nie geweet hoe nie. Ek het geweet dat ek geweet het. Maar Woensdagmiddag toe daai geld inbetaal word. Woensdagoggend ry ek in my kar en ek hou aan God se woord confess. Ek sit my radio af, ek luister nie na en ek hou net aan hierdie woord confess. En terwyl ek besig is om hierdie woord te confess, is dit asof die Gees vir my sê, jy het vir my gebid vir voorsiening. Luister nou na die idee. Maak jou geestelike oë oop vir die strategie. Strategy. Ek gaan vir jou 'n antwoord gee. Okay, ek het nou regtig al gebid en nog niemand het aan my toe gekom met 'n check nie. Daar was nie ergens R20,000 onder die vloer of iets wat op getel is nie. Ek check elke dag my bankbalans. Daar kan iemand net bonatuurlik R20,000 op my rekening inbetaal. Niks van daai gebeur nie. Maar die Gees van God sê vir my voorsiening kom nie net in geld nie. Dit kom in bonatuurlike favour, dit kom in strategie, dit kom in die idee wat ek vir jou gaan gee. Grace. Want meer as een manier wat die Here vir jou kan voorsien. En terwyl ek bestuur, gee die Here vir my binne sekondes 'n strategie. Dit was omtrent so 12 uur middag. Sê die Here vir my, daar lê jou antwoord. Okay, it's been there all along. Maar Here, okay, ja, dit kan werk. Maar hoe gaan ek dit doen? Weer eens gee die Here vir my antwoord. Persoonlik met wie ek praat, klink klare strategie. Met wie moet ek praat om wat te sê en wat te doen? Daarmiddag 5 uur is die geld in my rekening betaal. Halleluja. Hoe natuurlik? Daar was nie 'n manier in die natuurlik hoe dit gebeur het nie. Daar het 2 of 3 sulke insidente in hierdie keer gebeur. So ek kan vir julle sê dat hierdie goed werk. Nou wil ek ook vir jou sê, don't watch the calendar. Moenie na jou kalender kyk nie. God staan buite tyd en hy staan buite ruimte. Ek en jy, God kan vir jou en my doen in een dag of in een week wat mense jare gevat het. Dan sy favour en sy genade rus op jou. So he who is able to do exceedingly abundantly, far more than we can ask, think or imagine. Aan hom wat maklik is om meer te doen as wat ons kan bid of dink volgens die krag wat in ons werk. God is unlimited. Sy manier van dinge doen is heeltemal anders. Soos ek gesê het, hy kan in een dag vir jou doen wat ander mense jare vat. Maar ook soos in my situasie, het hy op nommer 99 deurgekom op die dag. Maar hy het deurgekom. Moenie na die kalender kyk nie. Tyd kontroleer nie geloof nie. Geloof kontroleer en beheer tyd. Mense wat konstant en konsekwent is in hulle deklarasies, sien wonderwerke wat tyd en ruimte verby daai tyd en ruimte strek. Weereens, consistency is the only currency. Al wat jy moet doen is om aan te hou met jou declarations en vir hom dankie te sê. En jou engele opdrag te gee om uit te gaan en voorsien met jou naam. Wat ook belangrik is God vermenigvuldig wat ons vir hom gee. God is 'n God of abundance. Wat jy vir hom gee, Klim jy kry ver. altyd meer as terug. Jy gaan nie net kry wat jy gevra het nie. Jy kry meer as dit terug. Hy gee altyd in oorvloed terug. Bread to his soul. He's a God of okay, look at Ephesians. He is able to do exceedingly abundantly, far more than we can ask, think or imagine. Die krag is binne in ons.
van vandag af, nou dat jy besef, nommer 1, daar is autoriteit in jou woord. Nommer 2 is 'n geestelike wet. Dit gaan elke keer werk, of jy dit gaan glo of nie werk nie. Soos die wet van swaartekrag, as ek hierdie ding laat val, gaan hy val, so is dit die wet, die geestelike wet. Dat ek sê, gaan nou uit dit terugkom en ek gaan die saad, ek gaan die vrug van dit pluk. My woorde het krag, het skepingskrag. My engele wag op my woord. Die voorsiening is reeds daar. Wat gee jou en my dan die reg om van vandag weer na 'n situasie te kyk en te sê, ek het nie genoeg geld nie, of ek gaan dit nie maak. Dieselfde gees wat oor die waters van God gebroei het, is daai gees wat werk vir jou. Okay, kom ons. En hoe kom? Ons is vyver wees van. Vyver. Ek dink baie keer hoor ons die woord, en ons dink vyver beteken vriendelikheid. Sy, goed is nice met my, want dat voel jammer vir my. Ek het sy vyver op my. Dit is nie so. Vyver is nog 'n geestelike wet. Dit is soos wat in 'n hofuitspraak gemaak is. It's heaven's final verdict. Die hemelse finale uitspraak that overturns lack, cancels delay, and releases what is rightfully yours. That belongs rightfully Amen. to the righteous. Ek het lees dit hier. Heaven's favor is heaven's final verdict Come on. that overturns lack, Yes. cancels delay, and releases what rightfully belongs to the righteous. Nou wil ek dit vir jou voorstel. Dus as volg. Hier is 'n hofsaal. Jy bring jou petisies en jou gebede na God toe. As kind van God. Sien in jou geestesoog, hier is 'n hofsaal, né? Aan die een kant staan die aanklaer wat jou gaan aankla. Jy kom nou jou petisie jou saak. Die aanklaer staan aan die een kant. Aan die ander kant staan Jesus met al die beloftes. En jy vra nou vir 'n uitspraak. Jy vra vir vyver. Die aanklaer van al die redes kan gee hoekom jy dit nie mag kry nie. Jy's 'n sondaar, jy het geval, jy's swak, jy het jou meer verloor, al daai goed, né? Dis die aanklaer. Vyver staan op as jou prokureur. En vyver kom en dan stel die saak, hoekom moet jy dit kry? Jy's vrygekoop, jy's duur gekoop, die bloed van Jesus is jou gereinig. Die woorde wat jy uit jou mond uit gepraat het. Hier kom jou prokureur. En voor die groot regter lê hy jou saak. Opposisie se monde is gesnoer, want dit gaan nie op grond van jou nie. Dit gaan op grond van wat Jesus vir jou gedoen het. En God wat die groot regter is, wat sy gavel, sy hamer val. En vyver is jou. Nie op grond van wat jy gedoen het nie, want jy is 'n kind van God. So waar jy loop, of waar jy gaan, moet sê, dan vorige vers, ons kyk of ek hom kan terugvind. Vyver surrounds the righteous. Dit moet so wees, dit is 'n wetlike uitspraak. Jy is nie woorde nie, ek is nie woorde nie. Want dit is wat vyver is. Dit is God se goedheid, wat jou vooruit gaan. Wat gesprekke het met mense agter jou deure, of agter jou rug. Nog voordat jy gegaan het vir 'n onderhoud, het vyver jou vooruit gegaan. Reeds jou naam genoem met mense. Wanneer jy moet gaan vra vir na die bank toe gaan, nou jou baas toe moet gaan. Die woord sê, favor surrounds the righteous like a shield. Dis 'n belofte, dis 'n wet. For you are Lord, bless the righteous, favor surrounds him with a shield. Psalm 48. The Lord God is a sun and a shield. He will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Is dit nie 'n amazing belofte nie? Geen goeie ding gaan hy withhold van jou nie. Faith speaks faith. Your faith speaks speaks, but favor enforces. Favor het nie toestemming nodig nie. Hy vra nie vir permissie nie. Want dit carries authority. Dit wag nie vir 'n beroep nie. Favor is 'n wetlike uitspraak. Hier sit ek met 'n hofbevel. Het al hofbevele gesien. Hier sit ek met 'n hofbevel. As jy nou hof toe gaan en jy gaan na prokureur nie, die beslissing word gemaak, wat gebeur? Jy moet onderteken, né? Almal teken, dis reg. Ek agree met hierdie hofbevel en dan word dit genoteer. En dit is wat gebeur. Dit is wat vyver doen.
sit in werking, jou dankoffer en dankprys enforce dit, favor kom en hy retoreer dit. Nou het jy wetlike gronde om op te staan. Wanneer jy voor die troon van God staan en jy gaan vra vir 'n deurbraak, jy vra vir voorsiening, jy vra vir iets wat absoluut onmoontlik lyk. Kom sy favor en hy sê, die prys is betaal. Dit is geteken, Jesus se bloed het dit gedoen, haar woorde het dit uitgespreek, het dit geïnforce. Ek sit my stampie op. So it shall be. Amen. En laatstens wil ek eindig met 'n prophetic decree. Wag, ek dink ek het nog een confession. Okay. It's the decree and legal right of the righteous to walk in abundance. Ja, klaar. Okay. Dit reg. Faith isn't seasonal. Dit is nie seisonaal nie, dit is nie afhanklik van enige iets nie. Dit is supernatural, dit is bonatuurlik. Dit volg obedience. It tracks your words and it manifests where faith is alive. It tracks your words and manifests where faith is alive. Moet er nu die laaste declaration. God, I thank you that your favor surrounds me today. And I thank you that every case of lack is dismissed. Every delay is overturned. Every blessing is released. I walk in supernatural favor, for I speak divine increase, and I expect financial miracles This week. Amen. Okay, dis wat ons hoef toe na die hofsaal te gaan. Nou met die seël van ons confession, gaan ek hierdie confession oor julle maak. Jy het dit gehoor, jy het geluister, nou het ons 'n verantwoordelikheid om te doen en om God by sy woord te vat. En te sê, Here, dis wat die woord sê, jy kan nie jok nie. Hier is die prophetic decree. Vandag se woord gaan seël oor jou lewe. Kan ek dit oor julle uitspreek? Ja. Mense wat by die huis is, ek lees dit vir julle. In the name of the living God, I decree that every assignment of lack is broken right now. I decree that the flow of divine supply is open to you without interruption. I decree that your hands are blessed and multiplied. Your ideas are anointed and prosperous. Your words are empowered to call in obedience from every direction. I decree supernatural acceleration. Where there's been delay, let there be speed. Where there's been confusion, I speak clarity. Where there's debt, I speak that there's cancellation. I decree that favor has taken your case and ruled in your favor. The court of heaven has rendered its decision. Here's the decision. Provision released. Increase is granted. Overflow authorized. I decree that the angels of prosperity are now released on assignment. They are moving through businesses, through networks, through banks, through offices, through people's hearts and unseen channels. They are causing your names to come up in rooms where blessings are being decided. They are unlocking accounts where it has been frozen. Unlocking doors that were shut and ushering in new partnerships. New partnerships, new promotions, and divine opportunities. Every seed that you have sown, every tithe, every act of obedience comes up before God as a memorial. That harvest is commanded to manifest right now, not later. Not someday, now. As you continue to speak into your finances, your family, and your home, your words will carry divine authority. Every lack will bow. Let there be ever not be in your lack will bow to your let there be. Every not enough will surrender to more than enough. Hou jou deklarasies, jou uitsprake skerp. Hou jou praise en jou worship hardop en konstant. Hou jou hart dankbaar. Manifestasie volg op beweging. Ek en jy vandag die hemel in werking gestel met jou woorde, met jou geloof. Nou wat?
Amen. Jy sê hierdie goed werk en ons wag op julle testimonies. Wees reg. God van jou surprise ver meer as wat jy kon imagine. Mense op Facebook familie by die huis. Ook vandag se woord het julle gebless, of het julle gemis, die van julle wat nie vandag hier was nie. Maar die woord, ons sal dit op Facebook hou. Share it. Die julle allemaal wat hier is, ons het julle hierdie declarations uitgeprint. Sit dit in jou Bybel. Lees dit hardop, lees dit in die kar waar jy ry. Moenie dat enige ongeloof of twyfel jou saans nie. Blessings vir julle. Seën vir die